kerstfeest in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke buier in jou oude taal. Kyk selfs die nachtelike swaaie, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk. Toe hy sy sin aan ons gestuur het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Die blye engellied aan die konings in gebed, vrede op aarde, God die Heer, hy daal tot die son daar neer. Almal wat hom liefhet sing, om hom lof en dank te bring, almal juig met hart en stem, God word mens in Bethlehem. Hoor die blye engellied aan die konings in gebed. Christus ewig God en Heer, Christus daarom hoog vereer, in die volheid van die tyd, word hy mens in nederigheid. Sondelose lam van God, kom aanvaar die mense lot, hy met mense saamgetel, ware God Immanuel. Oor die aarde bring hom neer, Christus ewig God en Heer. Jesus ware vredevors, kom vir ons en volk verlos, wêreldwyd in elke land, kom bevryding deur sy hand. In ons nood het hy gedaal, vir ons lewe deurbetaal, vrygemaak deur hom gevind, is ek ook nou koningskind. Almal deur sy koms verlos, dank en lof die vredevors. Die
van Dawid, word hy Emmanuel. Met blye jubelkore, van ons sal juig en sing. Ons Heiland is gebore, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld, in Jesus Christus Heer. Uit liefde vir die mensdom, daal hy as diensknegt neer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun. So word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Ek glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juig ons harte op die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by die erediens en mag julle werklik ervaar dat so saam met mekaar en ook in die Here se teenwoordigheid dat ons regtig bewus word van die Here se liefde en sy genade in ons lewens. Ek wil hierdie stukkie lees uit Jesaja 7, dis een van die tekste vir vanoggend, waar daar staan die Here het weer met Agas die koning gepraat en gesê: "Vra vir jou 'n teken van die Here jou God. Vra diep af na die doderyk of hoog na bo." Maar Agas het geantwoord, baie vroom: "Nee, ek sal nie vra nie. Ek sal die Here nie uitdaag nie." Daarop sê Jesaja, die profeet van die Here: "Luister tog, huis van Dawid, is dit nie vir julle genoeg om mense te vermoei nie, dat julle ook my God moet vermoei? Daarom sal my Heer self julle teken gee. Kyk, die jong vrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem." Wonderlik om te dink aan Kerstyd as 'n teken van die Here, dat die Here vir ons deur Jesus Christus 'n teken kom gee van sy teenwoordigheid, sy liefde, dat hy by ons is. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied 2 keer saam met mekaar, lied 177, Jesus groot bo almal. En ek wil weer vra, luister na die woorde en sien dit in jou geestesoog. Stel jou voor, hoe lyk Jesus wat groot bo almal is, wat die sterke verlosser is, die magtige Heer, die Heiland, Immanuel, God met ons, reddende Here, lewende woord. Kom ons staan en dan heg ons self betekenis aan al hierdie woorde in ons eie lewe. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met
met ons, reddende Here, lewende woord. Mikkie, jy het so mooi adventskrans gemaak. Wil jy nie vir ons die kers kom aansteek vanoggend nie? Terwyl die kersie hier voorbrand, word ons herinner aan wat die Here Jesus vir ons gebring het deur sy geboorte. Dat hy in ons lewens hoop ingedra het, dat daar in ons lewe vrede gekom het, dat daar vreugde is. En vanoggend, die laaste Adventssondag voor Kersfees, herinner ons onsself ook daaraan dat Jesus se koms die liefde van God in ons lewens ingedra het. Die Here self gee vir ons 'n teken. 'n Jong vrou sal 'n kind in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Wat beteken God is werklik met ons, by ons, in ons eie vel. En daarom hierdie oproep, kom kinders van God, kom nader aan God wat reeds naby ons is. Ontvang God se liefde, wat ons roep, wat ons dra, God wat ons nooit verlaat nie. Broers en susters, genade en vrede van hom wat was en wat is en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons staan weer en dan sing ons hierdie verse saam, kort verse, God is liefde, juig ons harte en bedink wat God se liefde doen. Kom ons staan en dan sing ons die 4 verse. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Ons gaan saam lees uit Romeine 1 vers 1 tot 7. Romeine 1 vers 1 tot 7, maar om net so 'n bietjie nog by die liefde te bly. Die Romeine teks gaan ook oor die Here se liefde. Ons moet in hierdie tyd nou baie inkopies gaan doen en ek weet as 'n mens daar uitstap, as jy nou ans al jou geld op. Maar die beste manier om inkopies te gaan doen is om 'n lysie te maak en te probeer hou by die lysie. Maar as 'n mens dink aan die Here wat ons oproep om soos hy ons eerste lief gehad het, ook sy liefde te gaan uitleef, dan sou dit interessant wees wat julle nou elkeen neerskryf, wat het julle nodig van die Here om daai liefde teenoor ander mense te gaan uitleef. En ons sit nou met 'n klomp wysheid in hierdie kerk, so ek wens ek kon nou elkeen van julle hoor en neerskryf, want ek dink ons sou dit kon sit op die gemeentenuus en sê, hierdie erediens van vanoggend het hierdie volgende lys bymekaar gesit. Wat het ons nodig van die Here? Watter lysie kan ons na die Here toe mee gaan en sê, Here, gee vir ons hierdie dinge, want dit sal ons regtig help om mekaar te kan lief hê, soos U ons eerste lief gehad het. Sê gou daar vir een wat langs jou sit, as jy nou ver van mekaar af sit, hou maar jou gedagtes so vas,
Maar dink gou, wat sal jy op daai lysie sit? Wat sê jy vir die Here vra om jou te help om te gaan lief hê, soos hy jou eerste lief gehad het? Kom ons sê vir mekaar, as jy iemand naby jou het, hoe gryser jy is, hoe meer het jy wat jy weet jy nodig het. Jakoba, kan jy onthou wat Rolien nou vir jou gesê het? Want ek sou baie graag hoor wat Rolien vir ons sê, wat ons nodig het om mekaar te kan lief hê. Maar ek dink daar is pragtige gedagtes wat in julle is, en as julle lus het, stuur dit vir my. Dit sal vir my wonderlik wees. WhatsApp vir my en sê vir my, jy het aan dit gedink. Jy het gedink ons het dit van die Here nodig om mekaar te kan lief hê. Julle ken mos nou die vrug van die Gees, daar is 'n klomp goed wat ons vir die Here kan vra en sê, Here, help ons met al die geduld en die goedhartigheid en die nederigheid en die selfbeheersing, want daarmee sal ons mekaar regtig kan lief hê. As 'n mens nou dink aan al die Kersfeeste wat jy al in jou lewe beleef het, wat doen Kersfees aan jou? Hoekom moet daar 'n Kersfees wees in jou jaar? Wat 'n verskil maak dit aan jou lewe? Indien enigsins. Ek weet daar is mos nou wonderlike dinge wat ons hier in Suid-Afrika doen rondom Kersfees. En ons weet dit gaan oor Jesus wat gebore is, en dit gaan oor geskenke. Party mense wag tot 12:00 die aand voor Kersfees en dan maak hulle gou die geskenke oop. Iemand, 'n jong vrou het die dag gesê in so 'n geselskap dat as hulle geraak het aan hulle geskenke, dan het jy hom nie gekry nie. So sy het op 'n afstand gekyk en gewonder, maar jy mag hom nie optel om te voel en te raai en dit nee, dan verbeur jy hom. So sy het 'n heilige ontzag vir haar ma gehad en nie geraak aan haar geskenkie, te bang sy verloor hom. Maar ons gee geskenke vir mekaar. Daaronder in die hoek is 'n lang tafel met 'n klomp familie wat saam eet. Dis wonderlik as 'n mens dit kan beleef, dat daar ete is, dat jy kan aansit by die ete saam met mekaar. Mense kom huis toe, hulle kuier by mekaar. Ons gaan kerke toe. Party mense het bevoorreg om Wildtuin toe te gaan. Ek weet nie of dit koeler is daar as hier in Piketbergie, ek twyfel. Maar daar is so baie dinge wat ons assosieer met Kersfees. Natuurlik die Kersvader, party mense is so gelukkig om see toe te kan gaan. So Kersvakansies, dink mense aan seevakansies, dat jy kan see toe gaan. Party mense gaan net berg toe en gaan kuier vir die familie wat op die berg, op die plase is. Daar is so baie dinge wat ons assosieer met Kersfees. Maar vir ons as gelowiges staan sentraal wat in die evangelies vir ons vertel word. En ek lees Matteus 1 wat ook 'n teks is vir vandag, die evangelie vir vandag, terwyl hy Josef daaroor nagedink het, oor alles wat gebeur het rondom Maria en wat die engel vir haar gesê het, het daar skielik ook 'n engel aan hom verskyn in 'n droom. En die engel het vir hom gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit alles het gebeur sodat wat deur die Here en deur die profete gesê is, vervul kon word. En dit is wat die profete voorspel het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken, God is met ons. So 'n mens vra vir jouself af, wat doen dit aan my? Wat doen hierdie boodskap van Kersfees aan my? Die boodskap wat Josef gekry het, dat hierdie kind kom van die Heilige Gees en van Maria, sy naam gaan Jesus wees, en hy gaan een wees wat God by ons bring, God met ons, en hy sal verlossing vir mense in hierdie wêreld bring. Daar is nog so gedagte oor Kersfees, dis Kersfees, kom ons braai. En dis ook iets Suid-Afrikaans. Wat doen Kersfees aan my? Ons gaan saam lees uit Romeine 1 vers 1 tot 7, en dan gaan ons ook 'n bietjie by Paulus hoor, wat doen Kersfees aan hom, en wat doen Kersfees aan ons, as kinders van die Here. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons buig die hoofde saam, en dan raak ons saam stil voor die Here. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelvader, Verlosser Seun, Trooster, Heilige Gees. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet dat U ons roep om aan U te behoort. Dat U ons roep om te leef as mense wat U goeie nuus ontvang het. Daarom bid ons dat U ons harte sal stil maak en oopmaak vir U woord, sodat dit in ons kan woon en ons met U liefde
op u roepstem kan antwoord. En Here, mag die liefde waarmee u ons lewens kom aanraak het, en steeds aanraak, en gaan aanraak, mag daardie liefde ook vanuit ons oorvloei na die gemeenskap en die mense om ons. Dat mense ook in ons en deur ons vir u mag sien, en kan weet, u koninkryk het deur u naby gekom. Here, ons dankie dat u hier God Immanuel is, by ons is, en daarom weet ons dat ons nie teleurgestel sal wees, as ons ook in hierdie oomblikke sê, ons wag op u, Here. Ons wag op u. Amen. As ons lees uit Romeine 1, wil ek vra dat ons Johannes 1 ook in ons gedagtes sal hou, waar Johannes die Doper getuig oor Jesus wat kom na hom, en dan sê hy, uit sy Jesus se volheid, het ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade. Dat as ons luister na Paulus in Romeine 1, dan kan ons hierdie een gedagte vashou. As ons vra, wat het Kersfees aan my gedoen? Wat doen Kersfees aan hierdie wêreld? Dan bring Kersfees, Jesus geboorte, God se genade, oorvloedig in ons lewens in. Dat ons in Kersfees genade op genade ontvang, dat dit die goeie ou tyding is, dat God sy genade aan ons bewys het deur sy seun wat na hierdie wêreld toe gekom het. En daarom wil ek vra, luister na hierdie woorde, genade, en hoor ook die woord roeping. Want as Paulus praat oor wat Kersfees aan hom doen, dan sê hy dit maak hom ontsettend bewus van die genade wat God aan hom bewys het, en aan ander rondom hom bewys, en wat dit ook doen is, dit bring hom in 'n reaksie. As hy God se genade in sy lewe ervaar, as hy dink aan God se liefde vir hom, wat in Jesus Christus bewys is aan hom, dan verander dit sy lewe. Dan word hy iemand anders. Dan word hy iemand wat geroep is, wat weet dat God sy hand op hom gesit het, en gesê het, jy's myne. Ek leef in jou en deur jou, en jy leef vir my. So kom ons luister na daai twee begrippe ook in hierdie teks. Ek lees vir ons uit Romeine 1, die 2020 vertaling. Paulus stel homself bekend, hy begin sy brief aan die Romeine so, Paulus, 'n diensknegt van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy God reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam met die nageslag van Dawid gebore is, wat na die gees van heiligheid, op grond van sy opstanding, uit die dood kragtig aangedui is, as die seun van God. Jesus Christus, ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam, mense uit al die heidenvolke, tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle ook is, sê hy vir die gemeente in Rome. Julle wat deur Jesus Christus geroep is, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges, genade vir julle, en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus, die Christus, die Messias. As ons daai verse so een na die ander deurlees, dan sien ons dat Paulus sê wat met hom gebeur het, deur Kersfees, deur die geboorte van Jesus Christus, en deur die lewe van Jesus, en die kruisiging van Jesus, sy dood, Jesus se opstanding uit die dood, sy hemelvaart, en dan ook sy verskyning op die pad na Damaskus aan Paulus self, dan sê hy wat Jesus se uitreik na my gedoen het, wat Kersfees aan my gedoen het. Dit het my laat besef, dat ek nie 'n slaaf is, 'n diensknegt is, van my eie begeertes nie, van my eie drange, my eie wil nie, en daarom ook nie van die sonde en die dood nie. Ek is nie meer 'n slaaf van die sonde nie, van die dood nie. Ek is ook nie 'n slaaf, 'n diensknegt van die Romeinse ryk, wat sy mag oor my uitoefen nie. Ek is wel 'n Romeinse burger, en het al die voorregte van die Romeinse burger, maar terwyl ek weet dat ek onder die gesag van die Romeinse ryk staan, en die keiser van die Romeinse ryk, sien ek myself, en hy het nie 'n spieël gehad om in te kyk, ons kan in 'n spieël kyk, dan sê ons vir onsself, ek is nou 'n diensknegt van Jesus Christus, van Christus die Joodse Messias, wat sy naam Jesus is. En ek het slaaf daar in hakies gesit, want die Griekse woord beteken eintlik dit, dat ek is 'n slaaf van Jesus Christus.
My hele lewe staan ek gereed om gehoorsaam te wees aan hom. Ek behoort aan hom, nie meer aan myself nie. En dis 'n geweldige ding vir ons om te sê. As 'n mens so in 'n wêreld is waar daar baase is en klaase is, dan weet jy net, in my lewe wil ek nie 'n klaas wees nie. Ek wil 'n baas wees. Ek sal 'n goeie baas wees. Ek sal goed met my mense wees. Maar ek wil aan my baas wees. Die woord van die Here, en Paulus sê dit later vir die gemeente in Rome, ons is niemand baase nie. Ons is eintlik almal klaase, slawe van die sonde en van die dood. En dit is wat Paulus so opgewonde maak, dat hy weet, ek is weliswaar 'n slaaf, maar die genade daarvan om 'n slaaf van Jesus Christus te wees, teenoor om 'n slaaf te wees van sonde en dood. As 'n mens baie keer in 'n gemeenskap is waar almal weet van die Here en almal die waardes van Christene navolg, dan besef mense altyd wat dit is as jy in 'n wêreld is waar mense dit nie doen. Maar ons sien dit as 'n mens blootgestel word aan die wêreld waarin ons leef. Daar's wêrelde en omgewings, as ek maar dink aan die Kaapse vlakte waar die bendes regeer, dan as jy in die aand in jou huis is, dan weet jy dis goddeloos daar buite. Daar's mense wat slawe is van sonde, van verslawing, van dood, van mag, van begeertes, en jy stuur jou kinders in die nag uit in daai strate nie. Dis lewensgevaarlik. En Paulus trek dit na hom toe aan en hy sê die genade wat God aan my bewys het in Kersfees, om my uit so 'n wêreld uit. Ek leef in daai wêreld. Paulus het ook gevaarlike plekke inbeweeg. Hy is ook aangerand, hy is ook uitgesleep uit dorpe en geslaan. Maar binne daai gevaarlike omstandighede het hy geweet, ek behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Ek is bevry. Genade is aan my bewys. Ek is uitgeruk uit daai wêreld uit. Hy sê ek's 'n geroepe apostel. Die Here het aan my genade bewys deur my 'n missie te gee, deur my af te sonder vir iets wat mooi is en goed is. Ek is nie besig met goddeloosheid en om mense uit te byt en myself te verryk ten koste van ander, om my eie selfsugtige, liefdelose begeertes te nee. My missie, my lewe is 'n gestuurde van Jesus Christus. Ek is geroep, ek behoort aan hom. Hy het my edel roeping gegee. Ek lewe my lewe met vreugde, want ek het 'n diens om te verrig en is Jesus wat my voet op daai pad geplaas het. Was dit nie vir hom nie, het ek nog steeds my eie begeertes, ambisies gejaag, as deel van die Joodse geloof wat Christen vervolg en wat probeer om vir myself naam te maak onder die Jode. Ek is afgesonder vir die evangelie van God. Dit het Kersfees aan my gedoen. Ek is uitverkoop. Ek het heeltemal my lewe, al die ander dinge in my lewe wat belangrik was, sou wees, beskou ek as waardeloos, om heeltemal afgesonder te wees vir die roeping om die evangelie van God, die blye boodskap van Jesus Christus, om dit uit te dra. En nou brei hy uit oor wat is daai boodskap. Hy sê die boodskap het God nie geweet hy gaan dit laat gebeur, maar dit stil gehou nie. Ons het genade daarin ontvang dat God praat met ons. Hy vertel vir ons. En hy doen dit nie wanneer Jesus gebore is nie. Hy het ons al lankal voorberei as mense, deur die profete, deur Jesaja, deur Joël, deur Sefanja, het hy al vir ons vertel dat daar kom 'n verlosser, 'n Messias. En wat daai vertelling van die Here gedoen het, die genade van dit, is dat dit deur eeue, selfs voor Jesus se koms, voor Kersfees, het dit al 'n hoop in ons laat brand. En al die geslagte wat voor Jesus se geboorte geleef het geleef met daai wete, ons is nog in hierdie wêreld uitgelewer aan die sonde en die dood en die magte en die kragte hier om ons. Maar daar's 'n vlam van hoop wat in ons brand. Daar gaan 'n dag kom wanneer God sy seun in hierdie wêreld gaan stuur, die knegt van die Here, die nageslag van Dawid, en hy gaan alles kom verander. En ons lewe met daai hoop. Dit vat ons vorentoe. Dit het hy gedoen deur sy profete en die heilige geskrifte, het hy dit beloof aangaande sy seun, wat na 'n liggaam uit die nageslag van Dawid gebore is. In Jesaja 11 lees ons dat Jesaja getuig daarvan, en hy sê 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaai. Isaai was Dawid hulle se pa, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. So hulle het geweet, Jesaja het vir hulle gesê, daar kom in die toekoms iemand
En hy sal spruit uit die stomp van Isaai, die nageslag van Isaai. Hy sal vrugte dra en die gees van die Here sal op hom rus. En Paulus sê in Jesus in Kersfees het dit gebeur. Het die gees van God op 'n mens kom rus. Na die liggaam en die nageslag van Dawid is hy gebore. Maar sê hy, Paulus sê vir die mense daar in Rome, Jesus is nie net 'n baie besonderse mens wat die Here lank terug gesê het, daar gaan so 'n mens kom en op hom sal my gees rus nie. Hy's baie meer as dit. Hy is ook iemand wat na die gees van God, die gees van heiligheid, op grond van sy opstanding uit die dood, kragtig aangedui is, onthul is, as die seun van God. Paulus sê ons, die genade wat God aan ons bewys, is hy nie net dat hy vir ons 'n baie besonderse mens stuur volgens die beloftes van die Ou Testament, uit die nageslag van Dawid nie. Maar dat God self in daardie mens na ons toe kom. Dat Jesus Christus te gelyk waarlik mens is en waarlik God. En dit sien Paulus as deel van die genade wat God aan ons bewys, dat God self, Immanuel, by ons kom woon het, deur hierdie Jesus van Nasaret, wat gebore is in Bethlehem. In The Message vertaal Eugene Peterson dit so, his descent from David roots him in history. Hy sê die feit dat hy uit Dawid se nageslag kom, maak dit iets geskiedkundig, het regtig gebeur. Ons kan dit terug, in Matteus so mooi beskryf, Matteus die hele die geslagte wat voor Jesus gegaan het. En dan noem hy hoe Jesus kom by die geslag van Dawid uit, tot by Josef, sy pa wat deurdat hy in sy huisgesin groot geword het, ook daai identiteit aan hom gegee het. En dan skryf Eugene Peterson, his unique identity as Son of God was shown by the Spirit when Jesus was raised from the dead, setting him apart as the Messiah, our Master. En dis wie hy is. Hy is die seun van God, Jesus, die Messias, ons Here. Alles genade wat God deur Jesus aan ons kom bewys. En nou sê Paulus, hierdie Jesus Christus, ons Here, dis deur hom wat ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam, mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle in Rome ook is. 'n Mens kan dink, maar Paulus, jy het so swaar gekry om apostel van Jesus te wees, het net vir jou ontberings gebring. As hy so lys wat hy alles gebeur het, skipbreek gelei, gearresteer, geslaan, vir dood gelos nadat hulle hom met klippe gegooi het. Uiteindelik in die tronk in Rome ook 'n dood gesterf het onder die Romeinse ryk. As 'n mens dit alles lys, dan sou mens vra, maar was dit genade in jou lewe? Paulus beskou hierdie goeie boodskap van Jesus Christus wat mens geword het, wat ons sonde skuld op hom geneem het, aan die kruis in ons plek gesterf het. Beskou hy so groot genade en die feit wat ek net nou gesê het, dat God hom op hierdie pad gesit het, dat hy hierdie blye boodskap van Jesus se koms, van God se verlossing in hom, dat hy dit met mense kom deel. En Paulus het geweet, soos hierdie boodskap uitgaan in die wêreld, uitkring, dat dit gemeenskappe skep van liefde. Dat dit gemeenskappe skep waar mense dieselfde liefde wat hulle by God ontvang, genade, dat hulle geroepe voel om dit teenoor mekaar uit te leef. En hy sê, julle in Rome is deel van dit, van hierdie stroom van liefde en genade wat deur God gevloei het in Jesus Christus en deur die apostels uit na die wêreld toe. Julle wat deur Jesus Christus self geroep is, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges. Dis wonderlike woorde om te hoor. En as 'n mens aan jouself dink as iemand wat deur Kersfees verander is tot een wat ook deur Jesus Christus geroep is. Jy hoef nie 'n predikant te word om geroep te wees nie. Jy hoef nie 'n sendeling te word nie. Daar waar jy is, in jou huis, in jou straat, in jou buurt, in jou wijk, verteenwoordig jy die liefde van God. En omdat jy 'n mens is wat leef binne daai liefdesverhouding met die Here en jy in die wingerdstok ingeplant is, vloei sy liefde in jou en deur jou. En word mense bewus daarvan dat die koninkryk in jou teenwoordig is, daar in die buurt, in die straat, in die huis. En wat 'n genade is dit om dit te kan deel met mekaar, om te leef in Christus en toe te laat dat hy in jou leef en deur jou leef. Kersfees het geweldig baie genade, maar ook 'n roeping vir ons gebring. En dan sluit Paulus hierdie inleiding van die brief
wat eintlik 'n vooruitskouing is van wat in die res van die brief gaan vertel word, met die woorde genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here. Nie die Here in Rome nie, die keiser nie, maar die Here wat hier onder ons kom woon het, Jesus, die Joodse Messias. As mens net daai twee woorde vashou, genade en vrede vir julle, dan wil die Here ons innooi in hierdie wêreld waarin hy die koning is, waarin hy regeer. En moet nooit toelaat dat jy oortuig word dat die koninkryk het nie naby gekom nie. Daar is lyding in hierdie lewe, daar is onreg, daar is swaar, daar is onregverdigheid. Daar is dinge wat met goeie mense gebeur wat mense laat dink, maar hoe is dit moontlik? Hulle is kinders van die Here. Maar dat ons weet, dit wat die Here, die Vader vir ons wil, wat sy Gees aan ons bemiddel, wat Jesus Christus kom doen het in Kersfees, is om ons in 'n wêreld in te bring van genade en van vrede. En dat ons elke dag vir die Here opnuut sal innooi in ons lewens en sê, Here, ja, ek is oop, ek is ontvanklik, mag u genade en u vrede in my lewe invloei en ook vanuit my na die wêreld rondom my. In die Heidelbergse Katekismus is die eerste vraag van Sondag 1, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan kom die antwoord van Kersfees, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het in Kersfees met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Broers en susters, jy is 'n geroepene. Aan jou is genade bewys. Jy is 'n geroepe heilige van die Here. En aanvaar dit, ontvang dit, eien dit vir jouself toe. 2 Korintiërs 5, daar sê Paulus in daai verse, as iemand in Christus is hy sy 'n nuwe skepping. Alles wat oud is, alles van die ou bedeling, die sonde en die dood, het verbygegaan. Kyk, alles in jou lewe het nuut geword. Mag ons opgewonde wees oor dit wat God in Kersfees in ons lewens kom doen het, deur sy seun Jesus Christus. Mag jy as die geliefde van God, wat in Piketberg is, geroepe heilige, mag jy weet dat God se wil, God se gesindheid vir jou, is dat daar genade, sy genade, en sy vrede in oorvloed in jou lewe mag wees. Dit wat kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. En aan die einde van die diens, as ons die seën van mekaar sing, onthou dit, ontvang dit, deel dit met mekaar, raak met genade en met vrede aan mekaar. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hulle sing as ons lied 464 sing, dan wil ek vra kom ons sing 2 verse en dan die koor, 2 verse in die koor. Kom ons staan en dan sing ons hierdie wonderlike bekende ou lied wat ons verwonderd het oor die Here se liefde en sy genade. Kom ons staan en dan sing ons dit saam met mekaar. O Heer
so onderhoud. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister, grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. O groot is U, o groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlike en grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkomen niet U eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. O groot is U, o groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlike en grote naam. Ek het nou genoem van die Kaapse vlakte. Ek dink in ons eie gemeenskap beweeg mense soms by huise verby en dan hoor jy hoe skel die pa die kindertjies met die vreeslikste woorde. Maar wonderlik hoe mense op die Kaapse vlakte, ook hier in Piketberg, hoe jy kan beweeg en hoe mense mekaar groet en hoe mense as gelowiges mekaar help, vir mekaar omgee, liefde aan mekaar bewys. Mag ons nooit blind raak vir waar die liefde en die genade van die Here besig is om sy koninkryk te laat kom nie. En wees deel daarvan. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons hierdie lied saam, waar ons ook sê die Here seën en die Here beskerm jou. As jy naby genoeg is aan iemand, vat maar aan hulle. As jy ver weg is, wys net vir hy en ek sien jou. Ek wens dit ook vir jou. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Die Here seën en beskerm jou, die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou vir altyd. Amen. 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 Vrede vir julle. Dankie. As lekker tee as julle wil hê.